Johannes skrywe dat God is lig. Ons wat aan hom deel het, lewe in die lig. Ons lewe om helder te lewe, om lig te bring waar daar donkerte is. Ons woorde, ons dade bring lig. Nou gaan hy verder en hy sê as ons in die lig lewe, dan het ons aan mekaar deel en dan reinig Christus ons van ons sondes. Let my op, dit is nie 'n voorwaarde nie. Johannes sê nie, as jy in die lig lewe, dan sal Christus jou sondes vergewe nie. Nie lewe in die lig, sodat jou sondes vergewe sal word nie. Hier is 'n oorsaak en gevolg. Ek lewe in die lig. Daarom het ek deel aan ander mense. En is my sondes vergewe. Nie omdat ek in die lig lewe nie. Want ek deel dit aan God. As ek in die lig lewe, dan kan ek nie anders as om deel te wees van ander gelowiges nie. As ek in die lig lewe, dan kan ek nie anders as om gemeenskap te hê nie. As ek nie gemeenskap het nie, dan is daar iets wat nie lekker is nie. Dis soos om te sê, as ek deel van 'n gesin is, dan het ek verhouding met mense. Nie, ek word deel van 'n gesin sodat ek verhoudinge kan met mense kan hê nie, maar omdat ek deel van 'n gesin is dit noodwendig die gevolg. As God in my is, dan is my sondes vergewe. As God in my is, dan lewe ek in die lig. As God in my is, dan het ek verhoudinge met ander mense. Dit is nie die voorwaarde nie, dit is die bewys. Dit is die gerusstelling. Dat ek kan weet dat ek in 'n verhouding met God lewe. Hoe weet ek dat ek 'n gelowige is? Weet ek dat ek 'n Christen is? Kyk na my lewe. Kyk hoe lewe ek in die lig. Dis 'n bewys dat my sondes vergewe is. Dis 'n bewys dat God in my is. Dis 'n bewys dat ek in 'n verhouding met God lewe. En daarom lewe ek met vreugde en vrede. Daarom is ek nie bang nie. Gaan ek en jy vandag lig lewe. Here God, dankie dat U aan ons is. Dankie dat ons sondes vergewe is. Ons moet bely dat ons nog sondes doen. Dankie dat dit vergewe is. Help my om op te hou. Help my om die donker kolle, die skaduweekolle in my lewe weg te vat. Help my om regtig iemand van die lig te wees. 'n Verhouding met mense, die koninkryk op aarde bring. Amen.